Op 9 November 2014 het Miles Monroe, en 'n paar van julle sal weet van hom, daar is iemand wat weet wie hy is 'n bekende Pinksterprediker, het saam met sy vrou en nog 8 ander mense, of 7 ander mense, die verslag wat ek gelees is nie baie duidelik gewees nie, gesterf in 'n privaat vliegtuigongeluk. Die vliegtuig waarna hulle was, het teen 'n hyskraan vasgevlieg. En albei die vlieëniers wat die vliegtuig gevlieg het, was baie goed opgelei. Hulle het geen aanklagtes teen hulle gehad in die verlede nie. Daar's geen rede hoekom hulle nie die vliegtuig behoort te kon gevlieg het daai dag nie. Maar vir redes wat nog steeds nie heeltemal duidelik is nie, het hulle die dag 'n hele klompie foute gemaak, reëls oortree. Hulle het in die area wat hulle gevlieg het hulle gaan vlieg laer as wat hulle mag gevlieg het, as die minimum hoogte. Die TAWS, Terrain Awareness Warning System, het aangekom en vir hulle gesê, julle vlieg te laag, pull up, en hulle het besluit, hulle gaan nie luister nie, en die stelsel afgesit. Minuut of 2 daarna, vliegtuig in die hyskraan vasgevlieg, en almal is opslag oorlede. Die spoed waarteen dit vasgegaan het was te groot, geen manier wat jy dit kan oorleef nie. Jy sien die TAWS stelsel en die ander stelsels op die vliegtuig help jou net as jy daarna luister. As jy die riglyne wat dit vir jou gee, volg. En vandag gaan ons sien dat hierdie ook waar is ten opsigte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees help jou ook net as jy daarna luister, na hom luister en sy riglyne volg. So vandag gaan ons aan in ons studie van Galasiërs, en laasweek het ek gesê ons gaan weer kyk na vers 13 van hoofstuk 5 tot by vers 15. Ons het so vinnig oor dit gegaan en ons gaan vandag weer daai stuk na kyk. En eerstens wil ek net sê, ons moet net eers bietjie dink voor ons in die gedeelte ingaan. Wat is die funksie van die wet? Hoe het die wet gewerk? Die wet was nog nooit gegee vir God se mense om hulle self mee te red nie. Nog nooit nie. Self in die Ou Testament was die wet nie gegee vir redding nie. God het sy volk eers uit Egipte gered. Hy het hulle gevat deur die Rooi See en toe het hulle by Sinaï by die berg gekom waar hulle die wet ontvang het. Die 10 gebooie begin met hierdie woorde: Ek is die Here jou God wat jou Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Daarom, hier is hoe jy moet lewe. So God sê, ek het julle gered, nou dat julle myne is, julle is gered, hier is hoe julle moet lewe. So die wet was gegee as 'n maatstaf, 'n riglyn van hoe die volk moes lewe nadat God hulle alreeds gered het. En net so was dit ook vir die individuele Jood gewees. Die wet het nie redding gebring vir hom nie, maar die Jood wat in God geglo het en sy gebooie vasgehou het daarna die wet gaan volbring, gedoen, gevolg. Hy het dit gevolg juis omdat hy gered is, nie sodat hy gered kan word nie. So dit is baie verstaanbaar dat hierdie Jodemakers in Galasiërs het gesê het, wel dit is goed, julle het begin deur geloof in Jesus, in die Messias, maar nog altyd het dit begin deur geloof, maar nou het julle die wet nodig om aan te hou. So hulle het gesê, redding deur geloof, dan wet. En van hulle het by duidelik ook gesê, nie redding net deur geloof nie, maar redding deur geloof en wet, en dan nog steeds die wet. Maar Paulus antwoord en hy sê, nee, dit is nie redding deur wet nie. En hy antwoord ook en hy sê, dis ook nie redding en dan die wet nie. Die wet is deel van die ou verbond, die ou orde. Met die koms van Jesus het 'n nuwe orde begin. En met sy dood en sy hemelvaart is hierdie nuwe verbond en hierdie nuwe orde verseker en in werking gestel. Het dit begin. En dit is nie asof die Ou Testament nie hieroor gepraat het nie. Dit is nie asof hierdie heeltemal 'n verborgenheid was in die Ou Testament nie.
In Jeremia 31 gaan God en hy sê, ek maak 'n nuwe verbond met julle, nie soos die een wat ek gemaak het met julle in die tyd, toe julle uit Egipte uitgekom het nie soos die Moses verbond nie, en dan sê in vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dae, ergens in die toekoms ten opsigte van daai punt, met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. So die wet gaan iets wees wat nie meer ekstern is nie, dit gaan iets soos wat binne in jou in is. En in Esegiel 36 vers 26 en 27 maak dit nog meer duidelik. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. So die Jodemakers het gesê, die wet is ons riglyn. Die wet is ons stelsel. Maar Paulus sê nee, ons was onder die wet gewees, Jesus het gekom onder die wet, sodat hy die wat onder die wet is, kan red en uitbring en vrymaak van die wet en hulle kinders kan maak van God. Dis Galasiërs 4. Maar Jodemakers dalk beswaar het en gesê het, wat gaan ons dan help? As jy sê wat reg is, as jy sê dis hoe dit werk, die wet is nie meer daar nie, wat gaan ons help in hierdie stryd? Hoe gaan ons teen die vlees veg? Paulus jou nie meer onder die wetsiening gaan maak dat daar net nog meer en meer sonde sal wees. Mense gaan net aanhou sondig. En Paulus antwoord en hy sê nee. Die oplossing is liefde. Galasiërs 5 vers 13. Kyk na Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep. Julle is nie onder die wet nie, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Hoe? Maar dien mekaar deur die liefde. So Paulus maak dit baie duidelik, ons is vry van die wet, maar die liefde hou ons vryheid in toom. Dit rig ons vryheid. En nie net dit nie, kyk wat sê in vers 14. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as ons liefde het, dan vervul ons die wet. Dan het ons nie meer die ou wet nodig nie. En ons gaan later kyk presies wat beteken dit. Maar Paulus stop nie hier in sy argument nie, hy gaan nog verder, hy gaan aan in vers 16, kyk nou na Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, in daai eerste gedeelte kan jy amper vertaal en sê, kom ek verduidelik dit vir julle, kom ek verduidelik wat ek bedoel het, met dien mekaar deur die liefde. Ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So in vers 13 het Paulus gesê, dien mekaar deur die liefde. In vers 16 sê hy, wandel deur die Gees. Daar's 'n koneksie tussen daai twee. Die antwoord is liefde, maar die antwoord is ook die Gees. Daar's 'n koneksie tussen die twee. En hierdie koneksie het al begin in vers 5. Kyk na Galasiërs 5 vers 5. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregverdigheid waarop ons hoop. Ons verwag deur die Gees. Kyk na vers 6. Want in Christus Jesus het nog nie besnydenis, nog nie onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. So in vers 5 het ons deur die Gees gekoppel saam met geloof. Vers 6 het ons deur die liefde gekoppel saam met geloof. Daar's 'n koneksie tussen die twee. Tussen liefde en die Gees. En hier is basies sy volledige argument. Jodemaker sê vir Paulus, Paulus, as ons nie onder die wet is as 'n riglyn vir ons lewe nie, hoe en waarmee gaan ons die vlees veg? Paulus antwoord, deur die liefde. Maar Paulus, waar kom hierdie liefde vandaan en hoe funksioneer dit? Hoe gaan dit ons help? Hoe gaan dit werk as 'n riglyn? Paulus antwoord, deur die Gees. Die Gees is die antwoord. Hy sê vir hulle, julle het vergeet, ons is in hierdie nuwe tydperk. Daar is 'n nuwe speler op die veld. En hierdie speler is die hoofrolspeler in hierdie toneel, in hierdie gedeelte van redding waar ons nou is.
Ons veg nie teen die vlees met die wet nie. Die wet het nog nooit die krag gehad om die vlees te oorwin nie. Dis die hele punt van die Ou Testament. Gaan dink aan, hulle het die wet gehad, en selfs dit wat ons gelees het in Jeremia, wys net, aanhoudelik draai hulle weg, en val hulle weg, en die wet kan nie hulle hou nie, die wet kan nie hulle help, om nie hulle vlees te bevredig nie. Ons veg teen die vlees, met die gees. En dit bring ons by vandag se opskrif. Die rol van die Heilige Gees in ons stryd teen die vlees. Die rol van die Heilige Gees in ons stryd teen die vlees. En kom ons lees Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot 25 saam. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar of is duidelik, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en die begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. So die rol van die Heilige Gees in ons stryd teen die vlees. En die eerste rol is dat hy funksioneer as die motiveerder van liefde. Die motiveerder van liefde. En ons het hierdie reeds gesien. Paulus het al reeds hierdie koneksie gemaak tussen die Gees en liefde. Die Gees is die motiveerder van liefde, eerstens vir God en dan ook liefde vir naaste. Deur die Gees in ons word ons liefde vir God en ons liefde vir naaste aangewakker. Maar nie net dit nie, dit is meer as dit. Maar die Gees in ons gee ook rigting aan hierdie liefde. Die Gees laat liefde nie net bly by 'n gevoel nie. Want liefde, ons kan dink as liefde is net hierdie gevoel ding. Nee, liefde is iets wat oorgaan in dade en aksies. En is die Gees wat vir ons help en vir ons rigting gee van, hoe lyk dit? Hoe werk dit prakties? Hoe werk hierdie liefde uit? Dit bring die vrug van liefde uit. Kyk na Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is, nommer 1, liefde. Dis die punt. So die Gees beweeg ons tot liefde vir God en liefde vir naaste, en dit werk daai liefde uit in ons lewens. En dis basies vers 13 van Galasiërs 3 wat ons na gekyk het. Kom ons kyk nou na vers 14, want laasweek het ek vir julle gesê, ons gaan nie vers 14 toe behandel nie, ons gaan dit vandag behandel. En ek het vir julle 'n paar vrae gegee wat julle kan gaan dink het. Maar wat beteken vers 14? So kom ons kyk na Galasiërs 5 vers 14. Het sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wat beteken die woord vervul? As hy sê, want die hele wet word vervul in een woord. Wat beteken dit? Eerstens kan dit beteken om dit waarna die Ou Testament verwys het, te laat gebeur. Dit kom. So Jesus vervul die Ou Testament op daai manier. Die Ou Testament het gewys na die Messias wat gaan kom en hoe hy gaan lyk en
tot 'n mate weet gaan wees en Jesus vervul dit. Dit laat dit gebeur. Laat dit plaasvind. En hierdie is die hoofgebruik van hierdie woord. Dit is die meerderheid van die keer wat hy gebruik word hy so gebruik, veral in Matteus. Matteus sê oor en oor, hier het gebeur sodat vervul mag word wat geskryf was deur, en dan gee hy gewoonlik 'n profeet se naam en hy haal aan wat hy ou geskryf het. So dis eerstens hoe daai woord vervul kan gebruik word. Maar tweedens beteken die woord vervul ook om die opdragte van die Ou Testament te doen. Dit maak dus die standaard van die wet. So die wet sê hiersoos wat jy moet doen, en om dit te vervul beteken, jy doen dit wat dit sê. Dis ook 'n manier van vervul. En hier in Galasiërs 5 vers 14 is dit redelik duidelik dat hierdie tweede gebruik is waarvan dit gepraat word. Die woord vervul wat hierso praat van die standaard van die wet word vervul in hierdie een woord. Soos hy sê, in hierdie een woord word die hele wet vervul, dan sê dit haal daai standaard. Dit meet die standaard. Maar wat word bedoel met as hy sê die hele wet? Want die hele wet word vervul in een woord. Bedoel Paulus elke liewe opdrag? 600 plus opdragte word vervul deur hierdie een woord, hierdie een opdrag? Nee, dis nie wat hy bedoel nie. Hy bedoel die wet as 'n geheel. Die wet as 'n geheel word vervul deur hierdie een woord. Die oorhoofste rigting van die wet. Dit wat die wet regtig probeer behaal het, word vervul daardeur. Nie elke liewe opdrag nie. Dis anderste as die manier hoe hy dit gebruik het in Galasiërs 5 vers 2. In Galasiërs 5 vers 2 het hy gesê, kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen voordeel sal wees nie. In vers 3, ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Die manier is anders geskryf. Daar beteken dit elke liewe wet. Duidelik in die Grieks. En hierso beteken dit die wet as 'n geheel word vervul. En dan skryf Paulus, want die hele wet, so die wet as 'n geheel word vervul in een woord, naamlik, en dan gaan haal hy Levitikus 19 vers 18 aan. Hy gaan haal eintlik net een wet aan. En hy haal dit woord vir woord aan. So die hele wet word vervul deur een wet. Die hele wet se standaard word gemeet in die een wet, want daai een wet is dieselfde rigting as wat die hele wet probeer behaal het. Dis dieselfde maatstaf. Dieselfde hart. So kom ons sit dit alles bymekaar. Die wet as 'n geheel, die hart van die wet, dit waaroor die wet regtig gegaan het, se standaard word behaal of vervul deur een instruksie. En daai instruksie is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons kan dit so sê, die wet word opgesom met, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus wat het hy gesê? Hy het gesê, die hele wet hang aan 2 bevele. Liefde vir God, liefde vir naaste. En as jy daaroor gaan dink, dit is waaroor die wet gaan. Die wet gaan alles oor jou liefde vir God en jou liefde vir naaste. Elke liewe een van die ander wette kan jy binne in een van daai 2 laat inval. Dis die oorhoofste rigting van die wet word dan vervul. So Paulus sê, ons het nie die wet nodig om die vlees te beveg nie, ons het liefde nodig. Want liefde vir jou naaste vervul die hele wet. Dit doen dit wat die wet probeer behaal het. En die wet kon dit nie behaal op sy eie nie. Hoekom nie? Want daar's nie 'n Gees nie. Daar's nie Heilige Gees in ons nie. So die Gees is die een wat hierdie liefde in ons, wat die wet se hart, dit wat die wet probeer verrig het, behaal. Die Gees is die motiveerder van liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Dit was die eerste rol van die Heilige Gees. Die tweede rol is dat hy is die bemagtiger. Hy is die bemagtiger. Vers 16 en 17. Maar ek sê,
wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So Paulus het gesê, liefde vir mekaar is hoe ons die vlees teenstaan. En nou sê Paulus, kom ek verduidelik vir julle, hoe werk hierdie? Dit werk deur die Gees. Hy sê, wandel deur die Gees. Die Gees is die een wat ons motiveer tot daai liefde. Maar dis nie al nie. Die Gees motiveer ons nie tot daai liefde nie. Die Gees is ook die een wat ons in staat stel om in die liefde te lewe, om die vlees te weerstaan. En as hy sê, wandel deur die Gees, daai woord wandel is 'n opdrag. Dit is in die imperatief. Ons word beveel om te wandel deur die Gees. En daai woord wandel skep die prentjie van jou hele lewenswandel, van jou lewenspad. Alles wat jy doen, is deel van hierdie wandel. En alles wat jy doen, moet jy doen deur die Gees. En daai woorde deur die Gees kan ook meer letterlik vertaal word as in die Gees. En interessant, dit staan heel voor in die frase. Die vertalings probeer dit so sit dat mense dit maklik kan lees, maar in die Grieks staan dit heel vooraan. So letterlik sê dit, in die Gees moet julle wandel. Dis die fokus, dis die antwoord. Hoe werk hierdie liefde ding homself uit? In die Gees moet julle wandel. Maar wat word bedoel met dit? Wat beteken dit om in of deur die Gees te wandel? Paulus bedoel die Gees is die een wat ons wandel rigting gee. Hy verduidelik vir ons in wat se rigting ons moet gaan. Hy wys vir ons die pad wat ons moet loop. Maar die Gees is ook die een wat vir ons die krag gee om daai rigting en daai wandel te kan doen. Hy is die een wat ons in staat stel, hy bemagtig ons. So wanneer hy sê wandel deur die Gees, dan sê hy wandel in die rigting wat die Gees vir jou gee en die krag wat die Gees vir jou gee. Moenie jou eie rigting ingaan nie, moet nie op jou eie krag doen nie. Dis die idee van daai woorde. Maar hoe doen ons dit? Hoe wandel jy in die rigting wat die Gees vir jou gee en die krag wat hy vir jou gee? Want dit kan so, jy weet, airy-fairy ding wees daarbo. Eerstens moet ons observeer, dit sê nie sit of lê of rus in die Gees nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê wandel en dis 'n opdrag. Hierdie kan dus nie 'n passiewe let go and let God wees nie. Maar ek gaan maar net niks doen, die Gees gaan my moet motiveer, hy gaan my moet zap en dan gaan dit gebeur. Dis nie wat dit beteken nie. Hierdie is 'n opdrag tot aktiwiteit. Ons moet ons redding uitwerk, Filippense 2 vers 12. Ons moet hardloop, Hebreërs 12 vers 1 en 2. Ons moet veg, 1 Timoteus 6 vers 12. Ons moet goeie soldate wees, 2 Timoteus 2 vers 4. Ons moet goeie boksers wees, 1 Korintiërs 9 vers 6. Dis alles prentjies van die Christelike lewe daai. Dis als aktiewe prentjies. Dis nie passief nie. So ons moet al hierdie dinge doen deur die Gees. Maar hoe wandel ons dan aktief in die Gees? 'n Pastoor het die volgende 5 punte ontwikkel wat ons kan help daarmee. En dan gaan eers die punte uitlig en dan gaan ek dit verduideliking bring daarna. Eerstens, erken dat ons afhanklik is van God. Jy moet erken dat jy kan dit nie uit jou eie krag doen nie. Jy het die Gees in jou se krag, die krag van die Gees in jou nodig. Tweedens, bid. Bid. Vra God om jou te lei, vra God om jou te help, vra God om vir jou die krag te gee en die wysheid te gee. Derdens, vertrou. Vertrou op 'n spesifieke belofte in God se woord. Vertrou op 'n spesifieke belofte in God se woord. En daai belofte self kan dalk 'n wye belofte wees of dit kan 'n baie noue belofte wees. Byvoorbeeld, jy kan dink aan Jesus wat gesê het aan die einde van Matteus 28. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So wanneer jy voel, wel,
ek is alleen, ek kan hierdie ding doen nie, dan kan jy sê, Here, U het beloof, U is saam met my, U is met my. Jy vertrou op 'n spesifieke belofte. Of Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So ek kan bid, Here, gee vir my wysheid in hierdie besluit wat ek moet neem. In hierdie vergadering wat ek moet ingaan. Wat ook al my omstandighede is. Jy vertrou op 'n spesifieke belofte van God. En om hierdie te kan doen, moet jy God se woord ken. Daar's geen ander manier nie. Jy moet God se woord ken en die Heilige Gees gebruik primêr God se woord om vir jou rigting te gee. Dis wat hy gebruik. Daar is nie twee kante nie. Daar's nie Heilige Gees, die Gees en die skrif en die twee werk apart en los van mekaar nie. Nee, die Heilige Gees werk deur die skrif met ons. Hy is een wat die skrif geïnspireer het. So die derde een is vertrou op 'n spesifieke belofte van God. Vierdens, tree op. Wandel. Gaan doen dit. Jy moet reageer. Ons moet opstaan en gaan doen. En dit mag dalk dan voel, wel ek is een wat besig is om te doen. En mag selfs voel, ek is besig om dit deur my krag te doen. Maar jy het vir God gesê, ek kan dit nie doen op my eie krag nie. Jy is besig om heiliglik in God te vertrou, om jou te help, en op 'n spesifieke waarheid in sy woord te vertrou, en daarom is jy besig om te wandel in die Gees. En dan die 15, dank God daarvoor. Dank hom. Maar jy kan nie hierdie lysie gebruik stap vir stap om deur die Gees te wandel. Jy kan nie sê, okay, ek gaan stap 1 doen, dan gaan ek stap 2 doen. Hierdie moet jou hele lewenswandel word. Hierdie moet wees hoe jy is. Jy moet die hele tyd besef jy het tekortkominge. Jy moet die hele tyd besef jy het God se krag nodig. Jy moet die hele tyd in gebed wees met hom en op hom vertrou. Die hele tyd skrif gebruik om jou rigting te gee en jou te lei en te vertrou daarin. Soos wat jy besig is om te doen. Soos wat jy aangaan in jou lewe. En dan as jy iets gedoen het en God was saam met jou, dank God. Dis nie jou krag nie. Dis nie jy wat dit gedoen het nie. God het dit deur jou gedoen. Deur die krag wat hy gee het. So dit moet 'n natuurlike uitvloeisel wees van ons lewens. Kan nie stap 1, 2, 3, 4, 5 wees nie. So ons het hierdie opdrag, wandel deur die Gees. Maar kyk wat skryf Paulus dan in die res van daai vers. Hy sê, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hierdie is 'n belofte. Hy beloof hierdie vir ons. Paulus beloof ons dat as ons in die Gees wandel, dan sal ons, solank as wat ons in die Gees wandel, nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dis 'n belofte. En daai woord nooit is ongelooflik sterk negatief in die Grieks. Dis 'n dubbel negatief. Ons kan dit so lees, dan sal ons nooit ooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En kyk mooi, hierdie sê nie, dan sal jy nie vleeslike begeertes hê nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê jy sal nie die vleeslike begeertes volbring nie. Op hierdie aarde sal ons altyd die vlees hê. Hy gaan altyd daar wees met sy begeertes. Maar dan sal nie daarvoor ingee en dit bevredig nie, solank as wat ons wandel in die Gees nie. En nou het ons net gou gedink oor daai konsep vlees. Wat bedoel Paulus as hy praat van vlees? Hy praat nie van ons fisiese liggaam nie. Hy praat nie van fisiese ding primêr nie. Hierdie praat van die sondige geneigtheid van die ou mens in ons. Die ou mens wie se begeerte dit is om te doen wat hy wil. Hy wil net gaan doen wat hy kan, wat ook al hy wil. En wie se begeerte dit is om te gaan sondig. Dit is om selfgesentreerd te wees, selfgesentreerdheid, selfsugtigheid, selfvertroue. In plaas van om God te vertrou, God gesentreerd te wees, God te wil gehoorsaam.
En ons is nie meer in hierdie vlees nie. Dit wil sê, ons is nie meer in die mag van die vlees nie. Kyk wat sê Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Maar nou moet jy mooi luister. Die vlees is nog steeds in jou. Jy's nie in die vlees nie, hy heers nie meer oor jou nie, maar die vlees is nog steeds in jou. En hy wil beklei, hy wil stry. Hy het steeds 'n invloed op ons. En daai invloed gaan nie so bly totdat God ons verheerlik. So wanneer ek praat van die vlees, moenie dink die liggaam nie en dit wat die liggaam wil hê nie, dink eerder dit wat die eie ek wil hê. Wat die eie ek wil hê. So Paulus sê, ons is in die gees. As ons in die gees wandel, Paulus sê, as ons in die gees wandel, dan sal ons nooit die eie ek, die selfsugtige, sondige begeertes bevredig nie. Inteendeel, hoe gaan dit lyk? Ons sal mekaar dien in liefde. Ons sal mekaar dien in liefde. En kyk nou na vers 17. Vers 17. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar. Hierdie selfsugtige, sondige begeertes in jou is in 'n tweestryd met die gees wat in jou is. Dis 'n tweestryd aan die gang binne in jou. Daar's 'n oorlog aan die gang binne in jou. Dit is 'n oorlog tussen die begeertes van die vlees en die nuwe begeertes van die gees. Hierdie twee staan teenoor mekaar, sê die teks. Hulle soek presies die teenoorgestelde goed vir jou. Die vlees soek een ding en die gees soek presies die teenoorgestelde. En wanneer jy aan die gees se kant staan, wanneer jy wandel in die gees, dan sal jy nie saam met die vlees in sy dinge gaan nie. Maar wanneer jy aan die vlees se kant staan, dan sal jy weer nie saam met die gees in sy dinge gaan nie. Hulle is te mekaar. Dus, elke liewe keer wat ons gesondig het, is dit omdat ons die vlees ondersteun het en nie deur die gees gewandel het nie. Elke keer. So jy wandel of in die gees, en jy is nie besig om die begeertes van die vlees te bevredig nie, of jy is besig om basies te wandel in die vlees te ondersteun. Maar dan sê Paulus in die res van daai vers, hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat, hier's 'n doel, julle nie kan doen wat julle wil nie. Nou wat beteken daai laaste frase? Ek het altyd gedink dat hierdie vers beteken dat ons nie kan doen die goeie wat ons wil nie. Ons het die gees in ons het nou nuwe goeie begeertes, maar die vlees maak dat ons nie kan of mag doen dit wat ons wil nie, hierdie goeie nuwe begeertes nie. Maar toe ek hierdie week so 'n bietjie daaroor gaan sit en dink, toe maak hierdie nie meer vir my sin nie. Is dit regtig so dat ons wat die gees in ons het, nie kan of mag doen dit wat ons in die gees wil doen nie? Kan ons nie? Het ons nie die vermoë nie omdat die vlees nou in ons is? En hoe werk dit met die vers wat net voor het gekom het? Ek by vers 16 het 'n belofte gemaak dat sê as ons wandel deur die gees sal ons nooit die begeertes van die vlees bevredig nie. En nou sê hierso, wel, eintlik kan jy nooit die goeie goeders ook doen nie. Dit maak nie sin nie. Dit kan nie wees wat hierdie vers beteken nie. En dit sê nie dat hierdie begeertes is goed nie. Dit sê nie dit nie. Kyk wat sê dit, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Sê nie is daai wil 'n goeie wil of is 'n slegte wil nie. In die Grieks sê dit min of meer wat jy nie kan doen wat ook al jy wil nie. So 'n bietjie meer van 'n negatiewe konteks. So die teenoorgestelde interpretasie is beter, is 'n beter ene. Hierdie interpretasie sê die gees en die vlees is in oorlog mekaar sodat die slegte wat ons wil doen ons nie kan doen of mag doen nie. As ons begeerte sleg is, dan kom die gees en hy staan dit te. En ons kan dit nie doen nie. So die idee is dat die gees keer ons om die begeertes van die vlees te mag doen.
En hierdie pas baie mooi in saam met by vers 16, want vers 16 maak hy belofte. Maar die probleem is, dit maak weer die Gees, en nou moet julle mooi luister, die geïmpliseerde onderwerp van hierdie frase. Okay, hier is 'n bietjie meer tegnies. Dit sê dat die Gees is dan die een wat besig is om jou te keer, dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar die teks sê nie dit nie. Die teks sê letterlik, hierdie stryd binne in jou maak dat jy nie kan doen wat jy wil nie. So, daar's nog 'n beter interpretasie, daar's 'n derde een. Dit is beter om te sê dat as gevolg van die stryd tussen die vlees en die gees, kan ons nie doen wat ons wil nie. Of daai wil nou sleg is, en of daai wil nou goed is. Enigeen van daai twee kante. As ons wil is om die goeie te doen, dan kom die vlees en hy wil ons verhinder, hy wil ons stop. En as ons wil is om die slegte te doen, dan kom die gees en hy wil ons verhinder, hy wil ons weer stop. Hy staan in die pad. Die stryd in ons laat nie toe om enigeen van hierdie twee paadjies gemaklik te kan stap nie. En dit is wat gebeur in ons. Ons wil graag gehoorsaam wees en tog hou hierdie gees, die vlees, die ou sondige begeertes hou ons terug. En wanneer ons sondig, dan het ons heeltyd hierdie droefheid van die gees. Ons het die heeltyd hierdie ding binne ons wat sê, jy weet, jy kan nie eens die sonde regtig geniet nie. Dit verhinder jou. En dan is die koneksie met vers 16 as volg. As ons in die gees wandel, dan sal ons nooit die vlees bevredig nie, want hierdie twee is in totale oppositie met mekaar. Maak nie saak wat se kant toe jy gaan nie, hulle gaan altyd jou teenveg. Maar ons is nie net bystanders nie. Dis nie dat hierdie geveg, dit gebeur hier binne in jou en jy kyk maar net, oei, wat gaan hier aan? Ons is nie bystanders nie, ons is aktief hierin. Ons word beveel om te wandel in die gees. Ons moet aktief werk daaraan om in die gees te wandel en as ons dit doen, dan stel die gees om ons in staat om die stryd teen die vlees te wen. Elke keer wat ons dit doen. Die gees bemagtig ons, dis die rol wat hy in ons speel. So dit was die tweede rol. Eerstens, hy motiveer ons tot liefde. Tweedens, hy is die bemagtiger in ons. Hy gee ons die rigting en hy gee ons die vermoë om dit te kan doen. Derdens, hy is die leier. Hy is die leier. Kyk na vers 18. Sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Hierdie is 'n baie belangrike vers in die boek van Galasiërs. Want hier maak Paulus dit duidelik dat ons nie meer onder die wet is as 'n riglyn vir ons lewe nie. Daar's nie 'n ander manier om hierdie vers te sien nie. Met die koms van Jesus en die voltooiing van sy reddingwerk hierdie ou era verbygegaan en het 'n nuwe era gekom, die era van die Gees. Die Gees is nou ons riglyn, nie meer die wet nie. As dit die vers duidelik maak. Paulus maak dit baie duidelik dat die Gees is die een wat ons nou lei en vir ons die rigting gee waarna ons moet gaan. Die wet vervul nie meer daai rol nie. En elke Christen word deur die Gees gelei. Elke Christen word deur die Gees gelei. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die parallel in hierdie gedeelte is Romeine 8. So as jy wil meer verstaan van wat hier aangaan, gaan lees Romeine 8. En om deur die Gees gelei te word en om deur die Gees te wandel, is om in vryheid te lewe. Hy het gesê in vers 1 van die hoofstuk, ons is geroep na vryheid. Hy het gesê in vers 13 van die hoofstuk, ons is geroep na vryheid. En dan sê ons moet wandel deur die Gees, ons moet gelei word deur die Gees. Dit is die vryheid. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En dit is ook om onder genade te wees. Laasweek het ons hierdie Christen wedloop voorgestel as hierdie groot vallei wat jy moet deurgaan.
En daar's 'n nou bruggie in die middel. En die een kant is die stroom van wettigheid en die ander kant is die stroom van wetteloosheid. En ons kan nie in een van daai twee strome inval nie. Want die Gees is die een wat jou help om te weet, hoe gaan hierdie bruggie? Hy is die een wat vir jou lei tussen hierdie twee kante. En jou help dat jy nie in die wettigheid kan val of in die wetteloosheid kan val nie. Dat jy nie begin dink maar ek moet werke doen om myself te red of dink wel kom ek bevredig maar net die vlees nie. Hy is ons leier. En dan gee Paulus vir ons twee kontrasterende lyste. En as julle gedink het ek gaan teen hierdie spoed deur alles preek, dat julle gedink ons gaan nog baie lank aan. Hy gee vir ons twee lyste. Ons gaan nie vandag na die lyste kyk nie. So die werke van die vlees en die vrug, enkelvoud van die Gees. Ons gaan volgende week daarna kyk. Vir nou wil ek julle net die vloei wys van die gedeelte. So Paulus begin met 16 werke van die vlees. 16 werke van die vlees. En eers praat dit oor seksuele sondes. So lees saam met my daarso in vers 19. Sê en die werke van die vlees is openbaar of dit is duidelik. Naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, alle seksuele tipe sondes. Dan is daar sondes van aanbidding, afgoderry, towery. Dan is daar sondes van verhoudingssondes, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord. Baie langer lys as enigeen van die ander twee. En dan laastens is daar sondes van selfbeheersing of selfbeheersing sondes. Dronkenskap, brassery. En dan eindig hy die lys met en dergelike dinge. En dit is beter om dit te vertaal en soortgelyke dinge. Dinge soos hierdie. En dit maak dit duidelik, hy praat nie net van daai 15 of 16 nie. Enigiets wat soos hierdie ook is, maak die lys weier. So al hierdie dinge en nog enigiets soos hierdie, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek julle vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge, nie net hierdie spesifieke dinge nie, maar sulke tipe van dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So as jy gekenmerk word deur die werke van die Gees, dan het jy duidelik nie die Gees in jou nie, en dan is jy nie God se kind nie. En dan weerstaan jy in hierdie vlees nie. En dan gee Paulus die beskrywing van die vrug van die Gees in vers 22 en 23. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. En weer eens sê hy nie net hierdie spesifieke dinge nie, maar teen hierdie tipe van goeders is die wet nie. Dit beteken, dit kan nie veroordeel word deur die wet nie. Die ene wat die werke van die vlees doen, hy word veroordeel, hy gaan nie die koninkryk van God beerwe nie. Die ene wat die vrug van die Gees doen, hy kan nie eers deur die wet beoordeel word nie. Hy is 'n kind van die koninkryk. Hy is gered. En dan gaan Paulus aan hy maak daai punt wat hy probeer maak deur hierdie twee lyste maak en nou duidelik in vers 24. Sê maar die wat aan Christus behoort, vers 24, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die wat Christus sinne is, het reeds, daai is in die verlede tyd, reeds die vlees gekruisig. En ons moet onthou, wat was 'n kruisiging gewees? 'n Kruisiging was 'n teregstelling. Dit is om iemand tot die dood toe te veroordeel. Die persoon het dood gegaan, die ding het dood gegaan. Maar as Paulus sê hierso, dat ons die vlees gekruisig het, dan bedoel hy nie dat die vlees totaal en al dood is nie. Want die hele stuk wat hy skryf sê dan die vlees is nie dood nie. Die hele stuk wat hy skryf sê dit daar is ons dan nie twee stryd. So wat bedoel hy dan as hy sê ons het die vlees gekruisig? Romeine 6 vers 6 help ons daarmee. Aangesien ons dit weet dat ons die ou mens saam gekruisig is, dat ons ou mens saam gekruisig is, saam met Christus gekruisig is. Daar's 'n koneksie, daar's 'n eenheid met jou
en Christus, sodat die doel, die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Daar is alweer die woord doulos in sy werkwoordvorm, sodat ons nie slawe sal wees van die sonde nie. Dis om te sê, jy het die vlees gekruisig, is om te sê, die vlees heers nie meer oor jou nie, jy is nie meer die vlees se slaaf nie. Ons is nie meer in die vlees nie, maar die vlees is nog in ons. Selfde konsep. Ons wandel, ons is nie meer slawe van die vlees nie, ons is nou slawe van die gees, ons wandel deur die gees. En vandag sukkel my bladsy verskriklik om te blaai. Dit is soos 'n rugbyspeler of enige ander sportspan wat van spanne verander het. En nou speel sy nuwe span speel teen sy ou span. En soos wat hulle speel, skree die ou afrigter, sy vorige afrigter skree nog steeds hierso, hy gee bevele. En hy sê wat instruksies en hy sê wat gedoen moet word. Wel die ou kan nie luister vir hierdie afrigter nie. Hoekom? Want is nie meer sy afrigter nie. Hy het nou 'n nuwe afrigter, hy het nou 'n nuwe leier. Hy het nou 'n nuwe ene waarna hy moet luister. En voor ons gered was hy ons afrigter, ons heerser was die vlees gewees en nou is ons afrigter, ons heerser, ons leier is die gees. Die vlees is nie meer ons leier nie, die gees is nou ons leier en ons moet luister vir hom en ons moet hom volg, ons moet doen wat hy doen. En jy behoort jouself nou te vra, wat is een van hierdie twee lyste, van hierdie stryd word ek voor gekenmerk? Wat is een van hierdie twee lyste pas beter by my? Die werke van die vlees of die vrug van die gees? En as jy sê, wel, die vrug van die vlees, van die gees, pas wel beter by my, dan moet jy self begin afvra, maar wat is een van hierdie werke van die vlees, is ek nog meer geneigd om in te val? Het ek nog die geneigdheid om my oor te gee en te luister vir die vlees, om dit te wil bevredig? Wat se areas val ek makliker in, en wandel ek nie in die gees nie? En dan moet jy in daai areas moet jy gaan en sê, God, ek kan nie hierdie doen met my eie krag uit nie. Ek het U nodig. Jy moet bid tot God en hom vra om jou te help. Jy moet gaan vertrou in spesifieke beloftes, wat jou gaan help om te veg teen die vlees in daai area, en te wandel in die gees in daai area. En dan moet jy gaan optree, jy moet kies. Gaan jy luister na die gees, of gaan jy luister na die vlees? En as jy die gees gekies het, dan moet jy na die tyd vir God gaan dank. Om sê, dankie Here, hierdie kan ek nie my eie uitgedoen het nie. Hierdie was U werk in my. So ons het gesien, die gees is die motiveerder van liefde, hy is die bemagtiger, hy is die leier, en die laaste een, hy is die pas aangeheer. Vers 25. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Die vlees is nou gekruisig en daar is nou 'n nuwe lewe wat ons het. Dis wat hy sê, as ons deur die gees lewe, en hy verwag dat jy gaan antwoord, ja, dis waar, ek lewe deur die gees. Ons het hierdie nuwe lewe deur die gees. Maar dan is daar 'n manier hoe ons moet optree. As ons sê ons lewe deur die gees, dan moet ons ook deur die gees wandel. Nou die woord vir wandel hierso is nie dieselfde woord as in vers 16 nie. Dit is verskillende woorde. Hierdie woord word gebruik in 'n militêre konteks om te praat van om in lyn te bly of in ritme te bly. Marseer. Soos 'n kadetorkes waar almal in lyn en ritme marseer. Dis die idee. En die een wat vir ons die pas aangee, die drum speel, die ritme gee, is die Heilige Gees. En hierdie beeld word deur van die vertalings word dit deurgegee. Die ESV, English Standard Version, sê, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Laat ons marseer saam met hom. Die idee is dat ons dit wat die Gees ons wys presies naboots. Jy wat voorstap en die ritme aangee, jy moet presies dieselfde ritme doen. En as hy draai, moet jy presies dieselfde draai maak.
Ons moet naboots wat ons doen. Die Gees stap voor ons, hy lei ons en ons moet seker maak ons boots hom na. Ons moet in ooreenstemming met die Gees optree. Dit moet pas by dit wat die Gees doen. Dis amper soos wat hy loop en as hy sy voet optel, dan sit jou voet neer in sy voet. Jy bly in sy stappe, in sy tree. En hierdie is om, op 'n ander Bybelse woord te gebruik, om in die Gees gevul te wees. Dis vervulling van die Gees hierdie. Soos Matt ons geleer het in Handelinge. Daar in Handelinge klomp keer het hy gesê, wat beteken dit om gevul te wees deur die Gees? Dit beteken om jouself onderdanig te maak aan die Gees en gehoorsaam te wees aan die Gees. Jy laat die Gees jou lei en jy volg hom. Jy bly in stap, in tree. So om met die Gees gevul te wees is om te wandel in die Gees, om jou te laat lei deur die Gees, om in ooreenstemming met die Gees te loop, te wandel. En kyk mooi na daai vers, dis 'n as-dan stelling. Hy sê, as ons deur die Gees lewe, en as jy sê, ja, dis waar, ek lewe deur die Gees, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Soos jy sê jy het die een, dan moet die ander een ook daar wees. Dan moet jy die Gees volg en nie die vlees nie. Dan moet jy in sy spore bly en nie in die spore van die vlees nie. Jy kan nie hierdie twee losmaak van mekaar nie. Jy kan nie sê, daar's redding deur die Gees, maar nou kan ek maar net gaan lewe soos ek wil nie. Nee, jy moet gaan lewe soos wat die Gees wil. So as daar areas is waar die waarskuwingsligte, die waarskuwings kom aan, die ligte kom aan, dan moet jy gaan luister. Jy kan dit nie net gaan afskakel en sê, wel ek gaan nie luister nie. As jy gaan afskakel, gaan jy binnekort in 'n hyskraan vasvlieg. Dan gaan jy net aanhou die vlees bevredig en Paulus waarsku, sulke mense sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So wanneer die Gees met ons praat, die Gees gee vir ons die rigting, die Gees help ons, wys vir ons aan want ons moet gaan, laat ons hom volg. Laat ons deur hom gelei word, laat ons in hom wandel. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie. Ons dankie Here dat ons lewe in hierdie spesifieke tyd waar U Gees uitstort, 'n tyd wat bekend staan as 'n tyd van genade, Here. En dat U genade oor ons so ongelooflik groot is, Here, dat U Seun Jesus Christus gestuur het om gehoorsaam aan U te lewe en te sterf op die kruis vir ons sondes, Here, en die prys te betaal sodat ons kan gered wees en kan vergewe wees van ons sondes deur geloof in hom. Maar Here, dat U nie daar gebly het nie. Die nog verder gegaan het en vir ons die Gees gestuur het om in ons te kom lewe, om ons van binnekant af in staat te stel, ons die krag te kan gee, vir ons te kan wys in die rigting wat ons moet gaan, Here, en die Gees werk deur U woord, Here. Ons dank U, Here, vir hierdie ongelooflike genade wat U vir ons gee, en ons bid, dat U ons sal help, Here, dat ons nie sal gaan sit of lê nie, maar dat ons sal wandel in die Gees. Help ons, Here, dat ons U woord sal bestudeer en dat U deur die Gees en deur die woord ons sal lei en vir ons sal rigting gee. Sal wys hoe ons moet lewe, Here. En help ons dan om te kies om dit te doen. En help ons, Here, om altyd weer terug te kom en dankbaar te wees vir dit wat U besig is om in ons lewens te doen. Deur die woord, deur die Gees, deur die gemeente, deur die mense wat U vir ons gegee het rondom ons, Here. Ons dank U, Here, vir U groot genade deur die Gees. Amen.